Goeienaand, lewende woord Centurion en almal wat oor die land ingeskop is van ons woordskool. Baie welkom. Wouter, baie welkom. Ek is bly jy's hier. En ons gaan vanaand voort met 1 Korintiërs 8. Yes, 1 Korintiërs 8 vers 1. Ek sien uit na hierdie interessante gedeelte in Korinte. Paulus is nog besig om nog steeds vir die Korinte te skryf. Dis vir my so interessant, hierdie dinamika tussen hom en die Korinte. Hoe meer ek van dit ontdek, besef ek, Paulus is so 'n klein bietjie gefrustreerd met hulle. En dan dink ek sit gister met 'n persoon in gesels en ou wat ook Korintiërs nou diep bestudeer. En hy sê, hy kan nie anderste as om te dink, Paulus, hoekom sit jy nie net 'n ordentlike pastoor in Korinte en hy sorteer vir jou al hierdie probleme uit nie? Ek dink, dis nie so eenvoudig nie. Maar ja, ons het 'n lekker gesprekke rondom Korintiërs, en Paulus is nog steeds besig eintlik om so 'n bietjie, hy kom by 'n by probleme uit. Hy het oor sonde in die gemeente gepraat. Nou het hy oor reinheid en seksuele reinheid en heiligheid gepraat. En nou kom hy by 'n volgende punt, en dis iets waaroor hulle ook vir hom geskryf het, en dis oor die afgodsoffervleis. Nou ek moet nie konteks, maar voordat ons daarby kom ons begin eers deur te bid. Here, dankie vir u teenwoordigheid, dankie dat ons u kan vra om ons te help om die skrif beter te verstaan. Dankie Heilige Gees dat u die skrif aan ons kom verlig, sodat ons in die lig van u Heilige Gees die woord kan verstaan en duidelik kan sien. Dankie Jesus. Amen. Nou, dis eintlik vir my so lekker tot om te besef, soos wat ons in hoofstuk 5 gesien het, Chloe het vir hom 'n brief geskryf, 'n vrou in die gemeente, skryf aan Paulus hierdie brief. Daar's 'n paar uitdagings, daar's 'n paar goed wat nie duidelik is nie, en nou skryf hy terug, en een van die goed is afgodsoffervleis. En afgodsoffervleis, moet jy verstaan die konteks, soos wat ons al reeds verduidelik het, Jode in die kerk van Korinte en heidene in die kerk, of mense wat uit Jodendom uit Christene geword het, en mense wat uit heidendom Christene geword het. Nou, die ouens wat uit heidendom Christene geword het die gebruik gehad dat hulle, soos wat die Israeliete van ouds, hulle skapies of hulle bokke of hulle duiwe of wat ook al die diertjie is, na die tempel toe gebring, baie keer beeste, en na die tempel toe gebring, en dan het die tempelpriesters van hierdie afgode, het hierdie tempelpriesters dan hierdie bees of hierdie skaap geslag, en dan was hierdie vleis gebruik vir verskillende goed. In die eerste plek was 'n klein gedeeltetjie opgebrand as 'n reukoffer, heeltemal verbrand. 'n klein persentasie. Dan was 'n persentasie gaar gemaak, gebraai vir die priesters se eet, sodat die priesters daarvan kon kry. Dan was 'n groot gedeelte, amper die helfte van die gedeelte, gebruik sodat mense, die ouens wat die vleis gebring het, daarvan kon eet. Maar nie net kom ons sê ek en jy het nou tempel toe gegaan, en dan een of ander godin, Diana of Zeus of Jupiter of Mars, ons offertjie gebring, ons lammetjie of ons skaap, jaaroue skaap, en nou slag hulle die skaap, nou gee hulle gedeelte vir die afgod, hulle gedeelte vir die priesters, en nou eet ek en jy lamsvleis, né? Ons eet nou 'n lekker lamsbout, maar hoeveel skaap kan ek en jy nou eet? Ons eet nou lekker, maar ander mense eet saam met ons, want ons deel dit saam. Maar daar's so baie vleis, dat daar nog vleis sou oorbly. En daai vleis wat oorbly, het hulle op die agora, op die mark verkoop. En dan in die Griekse mark van elke stad is afgodsvleis verkoop. Nou, afgodsvleis is jou beter vleis. Die ou wat daar, die slagter wat daar by die hoek staan en 'n bees vat en hom keel afsny en daar in die straat staan en slag en die vlee wegwaai. Onthou, daar's nie yskaste en higiëniese goed in daai tyd, water wat spuit, en daar was nie so iets nie.
Nou as jy al 'n bietjie in Afrika getoer het, dan jy het dit al gesien saam met my. Onthou jy daai bok O ja. wat hulle eendag Nee, so ek mee het dit geloop het? uitgeblok uit my kop uit. Ek het dort in 'n kamer in Malawi en hier loop hulle met 'n so bok so verby ons kamer en sy sê, "Waar gaan hulle met die bok heen?" Ek sê, "Dis jou aandete." Maar ek maak 'n grap, maar ek is toe heeltemal reg. En kort daarna kom die bok terug in 'n emmer, die 4 pote so in die lug en ons het daai aand bokvleis geëet. Onthou jy dit? Nou stel jouself voor, daar's 'n slagter op die hoek van die mark en hy slag die beeste en dis vlee en goed. Die kwaliteit vleis verskil van dit wat die priester kry net die beste vleis. Hy slag en dit wat oorbly gaan verkoop hulle in die mark om geld in te kry vir die tempel. Daai markvleis is goeie vleis. Dis die beste bees, die beste skaap. Dis goed geslag, die priesters kon slag. Van al die tempels was priesters ook slagters. En ek dink is so 'n bietjie meer higiënies daar gedoen. En nou die beste manier om dit te beskryf terwyl ek voorberei dink ek daaraan, die beste manier vir my en jou om dit te beskryf is Checkers vleis of Woolworths vleis. Verstaan jy? Jy kan kies. En miskien is hulle min of meer dieselfde prys. Maar jy gaan die beter kwaliteit vleis wat mooier lyk en beter geslag is wil kies. En nou is daar 'n hele argument in die kerk. Mag ons van daai vleis eet? Hoorie, dis eintlik kom van die afgode tempel af en die geld vir dit gaan terug na die afgode tempel toe. So daar's 2 scenario's wat jy hier moet agterkom. 1, Paulus is besig om eintlik te sê, ag jy kan van die afgodsvleis koop, bid vir die kos en dan gaan aan met die afgodsvleis. Eet dit. En eintlik is dit dieselfde scenario waar ek en jy vandag sit oor kosher kos en halal kos. As halal, as 'n imam Mohammedaanse Islam imam gaan bid het vir die kos en vir die hoender of die kos wat daar geslag is of gemaak is, mag ek en jy dit koop. Daar's gedeelte van daai geld wat nou teruggaan na die moskee toe, na die imam toe. Mag ek en jy dit dan koop? En Paulus sê ja, bid vir die kos en gaan aan. Ons sal nou dit lees. Maar 'n ander gedeelte wat Paulus nie wil hê moet gebeur nie, is dat die gelowiges nie saam met die ou wat sy bees bring, gaan feesvier binne in die tempel nie. So as ek en jy nou 'n skaapie bring en ons nooi die mense en sê, kom eet saam met ons, dis min of meer soos hulle restaurant, nê? Daar was nie 'n restaurant van daai tyd nie. As jy sosiaal wou verkeer, lekker wou drink en eet, het jy na hierdie heidense tempels toe gegaan en was daar oral genoeg vleis wat jy dan betaal het soos in 'n restaurant om te eet en te drink. Paulus wil nie hy moet teruggaan na daai tempel toe nie. Want daar's gebruike en rituele en goed wat rondom die eet van daai kos nie goed is nie. Paulus wil hê jy moet wegbly van die tempels, die afgode tempels af. Maar as dit soos kosher vleis of halal vleis is wat jy in die mark koop, daar's nie meer fout. Behalwe as iemand 'n struikelblok, dit as 'n struikelblok sien. As hulle sou sê, "Sjoe, ek sien jy is 'n Christen en jy eet daai afgodsvleis, jy koop dit in die mark en jy eet dit. So dit beteken ek mag maar na die tempel toe gaan. Ek het ook nou so jong Christen, ek het nou pas tot bekering gekom en dit was my gebruik om na die tempel toe te gaan en dis die restaurant waar ek altyd geëet het. So jy eet hierdie vleis, so daarom kan ek na die tempel toe gaan. Paulus is so 'n bietjie, wow. In daai geval moenie die vleis eet nie. Dat jy nie daai jong Christen wat nie mooi weet nie, dat jy hom nie laat struikel nie. So dis die agtergrond van hoofstuk 8 waar ons trek. So kom ons lees hoofstuk 8. Wat afgods offers betref, stem ons saam. Ons het almal kennis. Kennis maak verwant, maar liefde bou op. Die mense se verskoning was, man, ek het mos 'n kop, ek het mos kennis, ek weet mos wat hier aangaan. Nou sê Paulus, wou, stop net gou. Ons almal het kennis, maar pas op dat kennis nie jou opblaas nie. Kennis jou nie verwant hoogmoedig maak nie. Hy sê, as iemand dink hy weet iets, is sy kennis nog nie soos dit behoort te wees nie. Maar as iemand God liefhet,
word hy deur hom geken. Wat die eet van afgodsoffers betref, weet ons, daar bestaan geen afgod in die wêreld nie. En daar bestaan geen God behalwe een nie. So asof Paulus sê, ag man, jy kan halal kos eet, want daar is nie 'n Allah en 'n Mohammed nie. Al aanbid die mense hom. Sal ons later sien, Paulus beskryf in hoofstuk 10 vers 19, is eintlik demone wat hulle aanbid. Daar is nie 'n ware God agter hierdie goed nie. En dan sê hy vers 5, selfs al is daar inderdaad sogenaamde gode in die hemel of op die aarde, en net so ook baie gode en baie here. Vir ons egter is daar een God, die Vader, uit wie alles is, en ons vir hom een Here Jesus Christus, deur wie alles is en ons deur hom. Dit is weer so 'n stukkie doxology. Ek het nou net gepreek oor uit die Onse Vader oor 'n doxology. Daar's kere wat Paulus en ander skrywers so in lof uitbreek. As hulle is besig om iets te sê, dan is dit asof hulle self onderbreek. En as hy oor een Here begin praat, Paulus, kan hy anders as om soort van 'n liedjie lofprysing ding uithaal en vir ons egter is daar een God die Vader uit wie alles is en ons vir hom en een Jesus Christus deur wie alles is en ons deur hom. In hom, deur hom. So ja, daar's baie gode, maar vir ons is daar eintlik net een God. Ons glo in een God en hy is bo alles. Vers 7. Maar nie almal het hierdie kennis nie. Nie almal klik, daar's eintlik net een God nie. Party mense is nog so 'n bietjie verward met die belangrikheid van afgode. Al het hulle tot bekering gekom, of dalk ken hulle nie die Here nie en volg afgode. Nou sê, maar nie almal het hierdie kennis nie. Sommige is nog so gewoond aan die afgod, dat hulle steeds die vleis eet as 'n afgodsoffer, en hulle gewete wat swak is, word besoedel. Sommige het nou tot bekering gekom, maar nou eet hulle die afgodsoffer, en dan dink hulle nog steeds aan die afgod. Hulle is nie veronderstel om daar te wees nie. OK, hou dit in gedagte. Kos bring ons nie nader aan God nie. As ons nie sou eet nie, ly ons nie gebrek nie. En as ons sou eet, het ons nie oorvloed nie. So, kos is nie so belangrik nie. Dis wonderlik om te eet, dis great om te eet, dis in oorvloed. Sê, pas op dat hierdie vryheid van julle nie verswak is 'n struikelblok word nie. Julle is vry om te eet, wat julle ook al wil eet, maar pas op dat julle vryheid nie 'n struikelblok word vir die wat nie heeltemal kan onderskeid maak, die kennis het om te kan weet wat kan jy eet en wat kan jy nie eet nie. Nog nie die kennis het om te besef dat daar nie 'n afgod agter hierdie vleis is wat jy vereer nie. Hulle eet die vleis, hulle is nou Christene, maar hulle eet die vleis en hulle dink nog steeds aan die afgod. Dis wat hy hier sê. Pas op dat hierdie vryheid van julle nie vir die swakkes 'n struikelblok word nie. Want as iemand jou wat die kennis het in 'n afgodstempel aan tafel sien, sal hy nie, omdat sy gewete swak is, aangemoedig word om afgodsoffers te eet nie. Moenie by 'n afgodstempel gaan sit en eet nie. Dis nie jou plek nie. Ja. Moenie te mak raak met die wêreld waaruit jy gekom het nie. As ek dit baie vry kan vertaal. Moenie jy nog mag jy drink, mag jy nie drink nie. Ja, jy mag nie dronk word van wyn nie. Jy kan drink, maar moenie jy weer teruggaan na die bar toe en daar uithang en daar gesyp raak en dink jy's vry in Christus nie. Nee, wag. Jy verstaan iets nie mooi nie. Jou verantwoordelikheid is om nie jou broer te laat struikel nie. En dit sê Paulus hier. Hy sê in vers 11, dan gaan die swakke 'n broer vir wie Christus gesterf het, verlore as gevolg van jou kennis. Hier kyk iemand na jou en hy doen saam met jou die verkeerde ding en hy besef nie. Hy's eintlik nou weer besig om in afgoderry in te verval en op die manier backslide hy en gaan hy verlore en dis eintlik jy wat die aanpor daartoe was. Nou sê hy,
deur op die manier teen die broers te sondig en hulle swak gewetens te kwets, sondig julle teen Christus. Sjoe. Daarom, as kos my broer laat struikel, sal ek beslis vir ewig nie weer vleis eet nie, sodat ek nie my broer laat struikel nie. Paulus is gelukkig, prys die Here, nie besig om te sê ons moet vegetariërs word nie. Jo, Ek het al mense hierdie skrif uit konteks uitgehoor quote. Dis nie wat Paulus sê nie. Paulus is net besig om te sê, wag. Daar's sekere goed. Ek is vry om te doen wat ek mag doen. Ek is vry in Christus om te eet wat ek kan eet, om te gaan waar ek wil gaan, om te wees wie ek wil wees. Ons hoef nie meer wette en reëls en voorskrifte te onderhou nie. Maar as my vryheid vir 'n ander oue struikelblok word, as ek met die feit dat ek dink ek is vry genoeg om alkohol te kan gebruik, nie misbruik nie, gebruik. As ek so vry is, maar 'n broer van my wat 'n alkoholist is en nou tot bekering gekom het en nog sukkel om hierdie gebruik te los, as daai broer my sien drink en sê, "Oei, as die pastoor kan drink, kan ek ook drink." En hy word weer alkoholist en hy gaan verlore en hy sterf as 'n alkoholist, miskien sterf hy ongered. En nou wil ek nie eers terugkom by, ek praat net van backslide, ek kom nog nie eers, ek wil nie nou die hele dilemma van eenmaal gered, altyd gered oopmaak en ek wil nie nou so toe gaan nie, maar kom ons sê net, want dit Paulus laat dit hier klink asof 'n broer weer kan terugval en sy redding kwyt kan wees. Dan moet ek en jy mooi dink wat ons met jong Christene doen. Die voorbeeld. Ja. En eintlik is die bottom line hierdie ding. Vir die wêreld leef ons Jesus uit, heilig. Vir jong Christene veral, moet ons hulle nie laat struikel nie. Moenie dat die goed wat jy mag doen, want jy's in Christus vry, vir hulle so struikelblok word, dat hulle weer terugval in hulle ou gewoontes van sonde nie. En dis die bottom line van hoofstuk. Wat dink jy? Man, ek dink aan 'n paar interessante goed. Ek dink ook aan daai skrif, ek dink in Spreuke wat of dis nie Ou Testament ergens, maar wat die Here ook sê die goeders waarvan hy nie hou nie. En dan sê hy ook, moenie eers 'n afbeelding maak van iets wat jy weet 'n ander volk aanbid nie, 'n afgod nie. So vir my is dit, ek dink in Afrika word krokodille aanbid. So ek kan nie 'n afbeelding van 'n krokodil in my huis hê. 'n houtbeeldjie wat ek uit Malawi uitbring en as hulle afgod, al gaan ek met ek glo anyway nie in dit nie. So dit gaan oor die Boeddha beeldjies wat by Woolworths is. Jy kan nie 'n Boeddha beeldjie koop want dit is cute, maar ek glo anyway nie in Boeddha nie. Want daar is 'n skrif wat die Here sê, ek hou nie daarvan as julle dit doen nie, want jy weet daar's 'n volk wat dit aanbid. Maar ek het nou, en by the way, ek en Dot het net begin uitgaan. En toe weet sy gaan eendag in my huis bly. Ons het 'n commitment al, ons het geweet ons gaan trou op een of ander stadium. En toe sien sy my beeldjies wat in my huis is. Was ons al getroud toe jy dit gemention het? Sien sy my beeldjies wat ek in Griekeland gekry het, nê? Die Parthenos beeldjies, die Griekse beeldjies van Griekse godinne. Een van 'n Griekse god en 2 of 3 van Griekse godinne. Ek dink ek het nog een van 'n man, Pericles, hy is gelukkig nie 'n afgod nie. Maar ek het vir my so 4 of 5 beeldjies gekoop toe ek in Griekeland was. En toe ek met Dot begin uitgaan, toe sê sy, wie is hierdie? Wat se beeldjies is hierdie? En ek verduidelik haar toe, hierdie is 'n argitek gewees wat toe die staatsleier geword het, Pericles, maar hierdie is afgode gewees en so aan. Toe quote sy daai skrif vir my wat ek toe nog nooit in my hele lewe van gehoor het nie, en sê, jy mag nie ander mense se afgode in jou huis hê nie. Ek sê, hy, los my beeldjies uit. Sy sê, okay, maar ek sê net vir jou, jy mag nie afgode van ander mense in jou huis hê nie. En sy wys my die skrif. Ja, maar nou wil ek iets anders interessant vertel. Ek het 3 beeldjies weggesmy.
en met my getroud. En jy het jou Sy- gekies voor die beeltjies. Dankie. Jy's mooier as hulle. Maar is 'n dames wat kyk op Woordskool, die dameskonferensie se opnames op die app. So kyk ouer onder hoogtepunte of onder media, hoe fyn dit is. Maar dit is, want ek vertel hierdie storie, dit is ook vir my mooi, Naaman wat gewas word 7 keer in die Jordaanrivier vir sy melaatsheid. As hy dan gesond word, dan gaan hy na Elisa toe en dan sê hy, dan wil hy nou klomp geskenke gee vir Elisa en dan sê Elisa, ek wil dit nie hê nie. En dan sê hy, maar kan ek 2 goed vra? Nou die een is, dan vra hy, kan ek die grond kry? Kan ek 2 myl vragte? So 2 Hilux bakkie vragte. Dan sê hy gevra vir die Hilux. Ja. Maar anyway, kan ek Ja. 2 bakkie vragte van hierdie grond kry, want dit is die God van Israel. En ek dink in my, of wat ek voel uit daai is dat hy het nie in daai tyd was gode vir hulle territoriaal. So dit het gebeur as 'n lewendige God in Israel, maar elke lot klomp het, want hy was van Sirië af, nee. Maar dan vra hy nog 'n ding. So dan sê hy, ek wil net hierdie grond hê, want op hierdie grond gaan ek die Here aanbid. Ek gaan jou grond na my land toe vat. Hy het dit terug na sy huis toe, maak dit plat en hy gaan daai grond aanbid hy die ware God. Maar die ander mooi ding is, dan sê hy, en Elisa, sal God my vergewe, want ek is die koning se leervors ou, of wat, hoof van sy leer. Hy was nou op 'n punt om alles te verloor, omdat hy melaatsheid gehad het. Maar hy gaan nou op die weer kan terugkry, En dan sê hy, en my koning gaan gereeld na Rimon se tempel toe. Sê hy, en dan moet ek daai storie gaan lees, is so mooi, dis in 2 Konings 5, dan sê hy, en dan hak die koning by my in. En dan sê nou maar dit lyk asof die koning buig vir Rimon, maar omdat die koning by my inhak, gaan dit dan lyk of ek ook buig. Ja, want die koning is oud. En hy begelei die koning, hy sê leiwag eintlik. En dan sê hy, maar sal die Here my vergewe, want die Here moet weet ek buig nie my knie voor die afgode nie. Dis vir eintlik die mooiste deel van daai storie is hoe hierdie ou regtig ontmoeting met die Here gehad het. Maar uit daai konteks uit ook dat hy tog iets verstaan het van 'n lewendige God teenoor 'n dooie afgod. En dat hy net al vooraf wil sê, lewendige God, ek's nie eers besig, dit moenie eers lyk of ek hierdie ou aanbid nie, maar die aard van my werkheid is dit. Vergewe my sommer vooraf, dat ek saam met die koning moet gaan. Want ek moet my job doen, maar ek buig nie voor hierdie afgod. In my hart buig ek voor U op die grond van Israel. Dis eintlik mooi. Ons is klaar met hoofstuk 8. Waar gaan ons volgende week? Hoofstuk 9 vers 1. Maar Paulus is besig om te sê, ouens, mense is belangriker as jou vryheid. Jy's vry in Christus om te doen net wat jy wil, maar moenie dat dit vir ander 'n struikelblok wees nie. Moenie dat ander backslide en terugval in hulle ou gewoontes, in hulle ou afgodsmaniere, in hulle ou pas op wat jy doen. Mense hou jou dop. Jy het 'n impak op hulle ewige lewe. Dis eintlik waaroor dit gaan. Ons bid saam. Here, help ons om die verantwoordelikheid te hê om ander nie te laat struikel nie, ander nie te laat terugval in hulle ou lewe nie. Maar Here, dat ons met ons vryheid ander sal wys wat ware vryheid is, en dis om heilig en rein vir U te leef. Dankie Jesus. Amen. Dankie julle. Sien julle volgende week.